Goeiedag en baie welkom by Hartklop. Vandag praat ons oor hoekom trou. In die lig van al hoe meer huwelike wat in die egskeiding hof eindig, ja, soveel jong mense wat saam bly, en natuurlik COVID-19 wat huwelikseremonies byna oornag beëindig het. Ons kan nie meer so lekker troue hou en fees vier nie. Daarom die vraag, hoekom trou vanuit 'n Bybelse fundering, of wat sê die Bybel hieroor? En as jy ernstig is om voor God en voor natuurlik die mense wat jy lief het reg te doen, dan is hierdie 'n relevante vraag. Goeiedag, nog steeds in Grendeltyd en ja, baie persone se huwelike was bietjie afgestel, uitgestel, omdat ons wou voldoen aan die COVID-19 en dalk was party bietjie lekker en gesê, gelukkig, jy weet, dis tog net 'n stuk papier, ons hoef tog nie te trou nie. Wat is hierdie ding met trou? Wat is dit nou om 'n wettige sertifikaat te kry? Jy weet, geld is ook net 'n papier. Wat is God se hart? Veral vir my en jou as gelowiges. En ek weet, en ons as ouer mense wil soms regtig vir ons jonger generasie sê, ons is so jammer dat ons dit soveel kere gefaal het in die huwelik en hoe ons dit moes gemodelleer het aan die jonger geslag, aan die volgende geslag en omdat soveel huwelik op die egskeidingshof beland het party van julle dalk al geloof verloor en gesê, weet jy wat, ons ouers het die regte ding gedoen, hulle het die oudtydse ding gedoen, getrou. Maar wat, ons is 'n nuwe generasie, ons maak soos ons wil, ek en jy, ons beloof trou aan mekaar voor God. En die Here sê dat hy was 'n getuie toe daar trou beloof was aan mekaar. En ek weet, ek en Jan met mekaar getrou het ek besef dat God 'n getuie is. Ja, daar's mense gewees, familie en vriende wat 'n getuie was. Maar God as getuie is my belangrik. En die huwelik, die eg, is nie sommer net 'n plan nie. Dis God se hart. Dit was hy wat dit ingestel het as een van die eerste instellings wat daar was. En wanneer Jesus Christus na homself verwys as die bruidegom en ons die kerk as sy bruid, dan wil ek verstaan, wat het hy bedoel met hierdie geheimenis, hierdie verbintenis, hierdie heiligheid, en wil ek graag deel wees daarvan. Ons het as die agtergrond vir vandag se program gekies hierdie foto van 'n woud, want dit versinnebeeld so vir my die hart wat God vir gesin het. Dis interessant dat alhoewel dit seker die mooiste liefdesverklaring is wat jy kan maak aan jou liefste, jou vrou, die een met wie jy jou hele lewe wil spandeer, is om dit uit te basyn, hè. Onthou ons wil mekaar mos nou treat, so ons doen 'n spesiale ete, of jy koop 'n duur ring, of dalk het jy geld nie, wil sommer vir haar 'n kar koop. Maar wat is die grootste liefdesverklaring wat jy kan maak? Wel, bring al die familie, gesin en vriende by mekaar, hou 'n fees en maak 'n publieke liefdesverklaring van julle trou aan mekaar. Dit het natuurlik so 'n bietjie hand uitgeruk, deurdat huwelikseremonie so duur geraak het, en al hoe meer jong mense sê, nee, goeie, ons kan in elk geval nie dit bekostig nie, so ons bly saam. Vir vandag is die vraag, wat is God se hart, en wat is die Bybelse fundering vir hoekom ons moet trou? Nou, interessant dat die Bybelse moed vir trou is dalk nie wat jy verwag het nie. Heel eerste in Genesis 2 vers 27 lees ons dat 'n man sal sy huis verlaat, hy en sy vrou sal een vlees word, een entiteit. Ja, en die rede, net bietjie later, dat julle sal vermeerder, dat julle 'n gesin sal wees. Nou, as ons verder gaan kyk in Genesis, of Deuteronomium egter, 21, dan praat hy ook van die huwelikseremonie wat voltrek is om 'n vredeskontrak tussen nasies te wees, waar die prinses en die prins van verskillende nasies sou trou, om dan vrede te bewerkstellig tussen hierdie twee kulturele groepe. Dis nie die rede hoekom jy wil trou nie, nee. En dan 'n moeilike ene wat ons so verby lees, is dat die verkragter is gevra en beveel om met die een wat hy so lelik misbruik het te trou, anders sou hulle gestenig word. Onteer, ja. En dit lees ons in Deuteronomium 22. En dan Deuteronomium 25 praat hiervan dat 'n broer, wanneer sy vrou of hulle nie kinders sou hê nie en sy dan nou wees of weduwee gelaat word, dat hy dan met haar sal trou, die bekende Boas en Rut storie, sodat daar 'n nalatenskap sal wees vir die broer.
Nou, uit hierdie gedeeltes kan ons 'n baie duidelike afleiding maak dat God se hart vir die huwelik en hoekom daar dan 'n trou aan mekaar beloof moet word, is sodat daar 'n gesin en 'n nalatenskap sal wees. Nou, nêrens in die Bybel staan dit mooier as in Maleagi 2 vers 15. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees, en waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees. Dis nou ook nie wat jy wil hoor nie, want al meer jong mense wil nie eens kinders hê nie. Maar hier is God se hart, en enige sielkundige beraader of predikant sal vir jou sê dat vir kinders om groot te word, gaan praat gerus met onderwysers om daai kinders volwasse en stabiele lewe te gee, wanneer hulle volwasse word, gesonde mense wat wel ingeskakel is in die samelewing en 'n goeie bydrae lewer tot die samelewing. Wel, die standvastigheid van 'n huisgesin is die nommer 1 kwessie. Teenoor die howe sal vandag selfs by egskeiding sê dat waar in die ou dae sou die kinders na egskeiding na een of ander ouer gaan en daar sou gebeklei word na watter ouer. Maar die howe sal vandag sê nee, beide ouers bly van belang tot die kind se opvoeding. Albei moet deel wees te alle tye van besluitneming rondom sport, beroepskeuses, wat jy sou swat, vakkeuses ensovoorts ensovoorts. Met ander woorde, die stabiliteit van beide ouers se teenwoordigheid en betrokkenheid. Dan ook verder, die uitgebreide gesin. Dan wil jy die oumas en oupas en ooms en tannies wat almal deel raak van die netwerk van kinderopvoeding en van getroud wees. Jy sal met my saamstem dat in vandag en selfs nou met die ekonomiese klimaat waar al meer mense werk verloor, wat gebeur? Hulle gaan terug huis toe. Hulle word weer deel van die gesin, maar gaan bly weer by mamma en pappa. Hoekom? Want daar's tog voorsiening en versorging in die uitgebreide gesin. Die idee, dit sal jy nêrens in die skrif sien, dat romanse 'n motief vir huwelik of 'n trou of huweliksbevestiging is, vind jy nie in die Bybel nie. Die enigste plek is Hooglied. Dit beteken dan, jy sien Hollywood het ons so 'n bietjie om die bos gery, want hulle het stories al meer begin vertel van 'n jong paartjie wat verlief is, en dan vorm hulle eie wêreld. Hulle word deel van hulle wêreld en hulle steun die res van die wêreld. Mamma en pappa en ouma en oupa wat nie wil hê ons moet trou nie, hulle keer nie die huwelik goed nie, so hulle vlug en hulle gaan hulle eie lewe maak, want hulle wil hierdie romantiese babbel geluk wil hulle handhaaf. Ons weet almal dat dit nie realiteit is nie. Wanneer jy siek is, daai einste kind wat weggehardloop het, wanneer sy die eerste keer kinders hê, soek sy haar ma. Sy soek die versorging van die ouerhuis, van selfs 'n boetie en sussie wat kan help en finansiëel bydra. Want om kinders groot te maak is nie meer maklik nie. Jy het die uitgebreide gesin en deelname en ondersteuning van die hele gesin nodig om gelukkig getroud te bly, genoeg voorsiening vir mekaar te hê en kinders groot te maak. Ja, en ek dink almal van ons nou in COVID-19 in Grendeltyd sal mense sê, wat het ons gemis? Familie en vriende. Daardie mense wat inspraak in jou lewe het. Die huwelik was nooit bedoel vir hierdie geïsoleerde eenkant bevestiging nie, of soos Jan nou sê, ons twee teen die wêreld nie. Dit was soos om gedoop te word. Dit was 'n publieke gebeurtenis, 'n feesviering om te sê, ek behoort aan die een wat my liefhet. My hart behoort aan Jan. Ek is nou in sy huis en hy gaan dit uitpasyn dat ek die vrou van my hart myne maak. Ek gaan vir haar sorg, ek gaan vir haar 'n huis gee, ek gaan 'n klomp dinge vir haar gee in my lewe. Dis hoe ek my liefde aan haar verklaar. Ek neem jou by my in en ek sê, ek gaan my liefde aan jou verklaar, Jan, deur my te onderwerp, onderdanig te wees, deur vir ons 'n huis te maak, want ek en jy is die hart van die huis se binnekant. En dis ons belofte, en dit sê ons is deel van die heiligheid van die huwelik, die heiligheid van my lewe neerlê, terwille van jou lewe, terwille van Christus, sodat hy verheerlik kan word deur ons eenheid. Ja, wanneer ons hieroor dink,
Dan wil ons nie sê romanse is nie belangrik nie. Romanse is natuurlik belangrik. Dis die vuur wat ons excited maak vir mekaar. Ek onthou eendag hoe ek so my foon en op my foon is Chantal se foto en as die prentjie opkom het ek sommer onwillekeurige glimlag en toe ek nou agterkom ek glimlag toe ek haar foto sien. Dink ek dit is mos wat ons wil hê. Ons moet mekaar happy maak. Ja. En ons wil gelukkig wees. So natuurlik is romanse belangrik. Maar romanse is nie genoeg om 'n verhouding en 'n huweliksverhouding te hou nie. Hoekom? Want jy word 80 jaar oud. En dan is ons nog steeds lief vir mekaar, maar ons is baie meer afhanklik van mekaar. En 'n stukkie van daai romantiese liefde en selfs goed so seksuele intimiteit het nou agterweë gelaat. Ons is nie meer mooi nie. Ons is nou letterlik fisies geweldig afhanklik van mekaar. En daarom moet ons 'n ander vorm van stabiliteit kry om hierdie huwelik by mekaar te hou. Dit bring my dan weer eens na wat sê die woord. Die Bybel het 3 grondslagfases waardeur 'n persoon moet gaan om huwelikstrou aan jou maat te beloof. En onthou, daar is niks mooier en daar's nie 'n groter liefdesverklaring daad wat jy kan doen as om te trou nie. Nou die 3 fases is eenvoudig. Kontrak, dan die hele aspek van voltrekking en dan die feesviering. In die Engels contract, consummation and celebration. Ja, en ek dink, ek wil gou hier inhaak, voor Jan het mooi verduidelik. Ek en Jan is hierdie jaar, Desember sal ons 30 jaar getroud wees, en sê nou maar ons doen nou al so 25 jaar, werk ons met huwelike en soms intens en soms sien ons dit net en ervaar ons ander mense se huwelike, beleef ons daagliks ons eie huwelik. Maar soveel kere wanneer ek en Jan dalk met gelowiges sou praat oor wat nie daaraan dink om te trou nie, want hulle voel hulle is voor God getroud en mense het niks te sê oor ons, oor ons lewe nie, los ons uit en wanneer ons vir hulle vertel, maar kom ons lewe is ook 'n getuienis, ons lewe net vir onsself nie. Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk? Heel dikwels, wanneer ek alleen met die dame gesels het, dan sou sy vir my sê, weet jy, ek wil eintlik trou. Wanneer ons hulle saam sien, dan sy baie braaf. Nee, hierdie werk heeltemal vir my. Ek kan enige tyd my goed vat en loop. Nee, hierdie werk vir ons. Weet jy wat, ek wil graag my van behou. Ek wil 'n bietjie van my onafhanklikheid behou. Dit werk vir my. Maar wanneer ek haar in die oë kyk, alleen. Ek het nog nie in 25 jaar. En ek weet, daar is mense wat gaan sê, maar ek is die uitsondering. Maar ek het nog nie in 25 jaar 'n vrou gekry. 'n Jong meisie, 'n ouer dame gekry, wat in 'n saamwoonverhouding is, wat nie wou trou nie. En wanneer ek vir haar vra, hoekom wil jy trou? Want ek praat nou hier van gelowiges nie, dan sal sy sê, weet jy, my getuienis word hierdeur geraak. Ek voel dis 'n bietjie van 'n ontering om nie getrou te wees nie. Ek voel skuldig. Ek voel dis wat God van my verlang. Ja, dis so mooi wat Chantal sê. Nou die 3 fases is die kontrak. Nou ons lees hiervan in 1 Isak en Rebekka in Genesis 24 en jy kan die hele Genesis 24 gaan lees. En die kontrak het gehandel oor die praktiese deel van die huwelik. Waar gaan julle bly? Hoe gaan julle vir mekaar sorg? Waar gaan die kinders groot word? Wat is julle lewe? Daar was natuurlik onderhandel oor 'n bruidskat en pragtig net dat die bruidegom wat vir die wêreld wil wys hoe belangrik sy bruid is, het 'n duur bruidskat betaal, want hy wil vir die wêreld wys, sy is so my kosbaar en ek is bereid om enige bedrag te betaal om haar myne te maak. Weereens 'n stuk van 'n liefdesverklaring. En wat hou 'n huweliksverhouding gesond, is wanneer ons weet, ek is seker my maat het my lief. Nou, in hierdie kontrak is dan soos verloving vandag, daar was 'n reëling getref met die verskeie families, en weer eens, kyk gou hoe deel is, soos hierdie woudprentjie agter ons, die uitgebreide familie, die sterker bome, vorm 'n ekosisteem van veiligheid vir die jong boom om te kan groei. Nou in daardie konteks was dit 'n huweliksverhouding of kontrak, verloving wat daar gesluit is, was vasgemaak. Dit was nie sommer liggies nie. Ek moes ten daardie tyd seker wees dat dis die maat met wie ek my lewe gaan spandeer. Tweedens was die hele kwessie van voltrekking, consummation. Nou hier was die groep patent en die paartjie is dan by die huwelikseremonie in die tent in, waar hulle vir die eerste keer intiem was.
By die intimiteitsdaad was daar natuurlik bloed en die bloedlap is uitgebring en almal om te kan sien dat dit was hierdie persoon of die paartjie was 'n maagd en dat hierdie huwelik dan nou voltrek is. So anders as vandag is die huwelik nie voltrek die oomblik as die predikant sê vandag verklaar ek julle man en vrou nie. Nee, die voltrekking het hier plaasgevind. Hoekom? Want dit spreek van verbond. Bloed, want dis dood. Na 'n dier of na my dood kan ek nie my testament verander nie. En daarom was 'n dier geslag en die paartjie het 'n syfer 8 tussen die twee stukke vleis geloop wat 'n ewigheidsimbool is en ek en Chantal het so 'n ring aan ons vinger ook met hierdie ewigheidssimbole gemaak om iets van ons eenheid daardeur ook te kan verkondig. Maar natuurlik 'n ewigheidsimbool beteken ons kan nie skei nie. Nou glo my, wanneer dinge rof raak en die appel van duty, van huwelik, van kinders grootmaak, nagte deur nie slaap nie, die een moet gaan werk en hard werk en jong, ons stry oor geld en ons stry oor ma en pa se inmengery en dan wil 'n mens jou goed vat en loop vele kere. Maar onthou ons praat van wat gaan die stabiliteit verseker om 'n woud wat nie sommer skuif 'n boom skuif nie, nê? Hierdie bome agter my staan daar vir generasies. Dis wat God wil hê. Nou uiteindelik in daardie konteks raak hierdie ding dat ons het 'n verbondsverhouding of 'n verbondseenheid. Ons kan nie skei nie. Nou, jy kan op ons webtuiste janenchantal.com gaan kyk, het ons 'n artikel hieroor geskryf oor ons eintlik regtig nie kan skei nie. Ons psigologies, fisiologies, sielkundig, taal, verhoudings, gewoontes, allerlei maniere hoe ons eintlik so een is. Ons deel selfs breinspasie, die een onthou die telefoonnommers en die ander die name. So werk die verhouding dat ons so een word, dat ons soms vra watter een. Het jy al gesien hoe paartjies letterlik soos mekaar begin lyk hoe ouer hulle word? Daar's 'n verbintenis in 'n verbondskap. Ons kan letterlik nie skei nie. Dan derdens, die seremonie. Die seremonie was belangrik want die hele gesin, nabye families, betrokke gemeenskap is almal genooi. Hoekom? Want ons het almal se hulp nodig. Ekonomies is dit nie maklik om alleen te bestaan nie. Ons het mekaar nodig. Waar gaan jy werk? Die een gaan by die oom en die ander by 'n ander tannie en so help ons en voorsien. Daar word saam geplant, saam geboer, saam verdedig, saam oorlog gemaak, saam teen vyande verdedig. Al hierdie saamwees maak dat daar sekuriteit en beskerming is. En daarom 'n huwelikseremonie. Maar die mees belangrikste rede vir die seremonie is jy trek 'n streep in die grond. Jy sê vir alle potensiële maats met wie jy dalk sou by saam gewees het of met wie jy 'n verhouding gehad het. Jy sê, jy verkondig, jy verklaar voor almal. Maan, sterre, jy roep God as getuie, almal, die land, die regering, jy bring almal bymekaar om te sê, ek verbind my aan hierdie een persoon. So 'n goeie vriend vir my, of ons baie goeie vriend Michael, toe sy vrou deur kanker, die moeilike tyd gaan en hy nie eers meer die genot van 'n volwaardige huwelik meer kon geniet nie as gevolg van haar siekte. Het ek vir hom eendag gevra, Michael, hoekom bly jy by jou vrou? En hy het gesê, Jan, ek het my woord gegee. My woord is my eer, my woord is my trots. As ek nie my woord kan hou nie, kan ek nie 'n pa vir my gesin wees nie. Kom sal my kinders my vertrou. En julle, dis iets van daardie dag se seremonie wanneer ek my woord gee voor mense, voor familie, aan 'n maat, aan my liefling en ek maak 'n liefdesverklaring van aan jou behoort ek. Ja, daar's seker niks so mooi wanneer ek aan jy in 'n celebration dink, nee, dan wil ons die mooi rok en hoe moet die koek lyk en hoe moet die saal lyk en hoe moet die blomme lyk. Maar daar's geen groter celebration as dat jou geliefde jou celebrate op die eerbaarste manier moontlik nie, deur te verkondig en elke moontlike manier wetlik te sorg dat jy versorg is, ouers se goedkeuring, die seën van al die vriende en die geliefdes te hê en op elke moontlike manier te gaan kyk en te sê ek doen alles wat reg is om die een aan wie my hart behoort vir almal te sê ek neem haar en ek gaan met haar of met hom in die heiligheid van die huwelik leef. Nou wanneer jy Genesis 29 gaan lees, gaan jy sien dat Jakob en Lea en dan later Jakob en Rachel al 2 kere deur hierdie 3 fases en grondfases van die huweliksvoltrekking
gedoen het, die kontrak, die feit dat hulle by mekaar was in die voltrekking en dan die feesviering. Maar ons sien 'n interessante ding, want baie mense sê deesdae, maar moet ons wettig trou? Is ons nie voor God getrou wanneer ons saam geslaap het nie? Onthou julle die situasie of verhaal wat ons lees in Johannes 4, waar Jesus met die Samaritaanse vrou praat. Uiteindelik kom sy en sy is eerlik en sy sê, ja, sy is nie by die man nie, en dan sê ja, jy is reg, jy was al by 5 mans, en die man by wie jy nou bly, is nie jou man nie. So, sy het in die aard van die saak by hierdie man geslaap, maar Jesus noem hierdie man nie haar man nie, daar was dus nie 'n seremonie, en hulle was nie in die eg verbind nie. Nou ek dink dit slaan uiteindelik die laaste skrifvers, moet sê dit slat hierdie ding vas, het anker om, dis is 'n tentpen wat al hierdie verskillende drade bymekaar maak, dat voor God, as jy 'n Christen is, natuurlik as jy nie in die Here glo nie, dan hoef jy nie eens verder te luister na wat ons sê nie. Ons praat van gelowiges wat sê, ons wil erns maak met wat God se woord sê en wat God se wil vir ons is. Vir ons, dan is dit baie duidelik dat die Here wil hê ons moet reg leef in eenheid met een mens. En dit bring my by die finale. Die finale van 'n verhouding is dat God is Vader, Seun en Heilige Gees. Die eenheid in die Godheid is so mysterieus, ons aanbid nie 3 gode nie, ons aanbid een. Dit wat elkeen wil, is in harmonie met wat die ander een wil. Jy kan nie dink dat daar twis of tweedrag in die Godheid is nie. Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Jy sien ook dat daar's eerbied, respek en 'n volwaarde eenwording wat God dan ook wil hê met ons. Nou die huwelik is die eerste plek waar ons dit kan demonstreer, om dieselfde eenwording binne die huwelik tussen man en vrou, maar uiteindelik ook as daar kinders is, die hegtheid van daardie gesin. Jy sal met my saamstem, dat daai harmonie, daai absolute eenheid binne die huisgesin, is die hemel op aarde. Jy kan siek wees, min geld hê, kan met jou sleg gaan, maar as jy in eenheid en harmonie leef met jou huweliksmaat en met jou kinders, daar is niks wat jou gelukkiger maak in die lewe nie. En dis die finale, dis die hoogtepunt, dis die ideaal en dis die droom. Al hierdie ander menslike planne wat ons uitdink, skiet tekort om by hierdie doel uit te kom. Ja, God se planne is goed vir my en jou. Dit was om ons te seën, dit was nie om ons skade te bring nie. So die huwelik, julle, kan 'n wonderlike journey wees. 'n Journey van selfsterf, elke dag myself neerlê, maar is ook 'n wonderlike seën. Dit wat God se hart vir my en jou was. Dan, laastens, en Chantal sê dit so mooi, uiteindelik gaan ons nie eenwording hê as ons nie leer om tot self te sterf nie. Ja, dit is die prys, nee, die pa moet so nou en dan 'n bietjie opoffer, wanneer die ma alle aandag aan die babas en die kinders gee, en dan moet die ma weer opoffer vir die man, sodat hy op sy beroep kan fokus, en wanneer hy baie weg is van die huis af. Die kinders moet opoffer om mamma en pappa te help, sodat hulle die huis kan in orde hou. Daar's die heeltyd, en om harmonie te bereik, hierdie selflose gee vir myself. Yes. Dalk is dit die rede hoekom ons in die begin gesê het daar so baie egskeidings is en hoekom mense nie trou nie, want ons wil nie onsself gee nie. Ons wil ook nie ons hart toevertrou aan 'n ander een nie. Ons is te bang, ons is beangs oor die toekoms en ons wil onsself beskerm. Terwyl ons eintlike voorsiening wat God vir ons gegee het om daai warmte en veiligheid te hê wat ons soek, juis in die gesin is. Daardie noot sluit ons af en jy is welkom as jy wil notas hê oor waar ons vandag gepraat het, om te gaan kyk by www.hrco.co.za en soek net die link, soos hulle sê, van hoekom moet ons trou, of hoekom trou. Genade en vrede vir jou, mooi bly.